Goeiedag en baie welkom by 'n nuwe tema van groeipyne. Elke ouer wil hê hulle kind moet in 'n gesonde en gelukkige emosionele en sosiale omgewing groot word, sodat hulle volle potensiaal kan bereik. Maar soms gebeur die lewe en mens kan nie al die faktore beheer waaraan jou kind blootgestel word nie. Hoe weet jy as ouer, jy hanteer hierdie situasies reg? En verstaan ons regtig wat is ons kinders se emosionele behoeftes? Nou vandag by my in die ateljee het ons die welbekende spelterapeut Dr. Kirsten du Toit wat met my kom gesels oor kinders se emosionele gesondheid en hoe om ons as ouers meer touwys te maak oor hierdie wonderlike tema. Dr. Kirsten, baie welkom hier by my. Baie dankie. In die ateljee, dit is vandag vir my 'n groot voorreg om vir dokter hier te hê. Ek weet dokter het net in my kinders se lewens 'n groot verskil gemaak toe ons met dokter begin werk het. So baie dankie. Ek dink die ouers gaan baie leer vandag. Goed so. Nou voordat ek kinders gehad het, het ek nie regtig geweet wat is spelterapie en wat behels dit nie. Kan dokter net sommer 'n bietjie vir ons verduidelik? Ja, nee, graag. Spelterapie is maar 'n medium wat ons gebruik in terapie om by 'n kind se emosionele belewennisse uit te kom. Baie ouers wonder waaroor gaan spelterapie? Dis eintlik maar speelterapie. Mens bereik 'n kind deur enige emosionele of gedragspatrone wat 'n kind kan beleef. Bereik jy 'n kind deur middel van speel. So dis slegs 'n medium in terapie wat ons gebruik. Jy werk met die kleintjie sodat jy deur speel by hulle wêreldjie kan uitkom en hulle hele situasie of hulle wêreldjie kan uitspeel. En dan deur die speel of deur die spelterapie leer 'n kleintjie dan met ander woorde hoe om sy emosies uit te druk en dan later natuurlik hoe om hulle situasie en hulle emosies te ervaar, te bemeester en absoluut net besit daarvan te neem. So spelterapie is regtig net 'n tegniek in terapie wat terapeute gebruik om makliker by 'n klein kind te kan uitkom. Sjoe, dis vreeslik interessant. En waar het dokter se passie vir spelterapie gekom? Man, ek het nou nogal baie daaraan gedink en ek dink ons almal kyk altyd op na ons ouers. Ek dink dit is 'n groot rol in ons lewe. Ons was baie geseënd geweest. Ons is 4 kinders geweest, ma en 'n pa. En in die onderwysstelsel altyd gewees en baie lief vir kinders as kind. Ons almal was baie lief vir kinders. Ek onthou nog in my kinderjare hoe my pa en my ma ons net blootgestel aan maatjies en kinders. So ons hele gesin is eintlik passievol vir kinders en as ek gaan kyk na wat ons almal doen in beroepe vandag, is my sussie 'n onderwyseres, ek is 'n terapeut, die ander 2 werk nou in die mediabedryf en nou ingenieursbedryf, maar ons almal het 'n passie vir kinders met ons eie gesinslewe. So ek wil amper sê my passie het maar in daai jare begin met my voorbeeld van my maale. En ek dink ons jare lank terug was die studierigtings ook baie anderste. Jy het maar 'n paar beperkte studierigtings gehad om te gaan studeer. En toe het ek maar gaan maatskaplike werk studeer eerste, omdat ek die passie gehad het vir kinders of vir mense. En toe dan daarna het ek nog 'n graad gaan doen, toe doen ek my meestersgraad in spelterapie. Ons was, ek dink in 19, ek moet nou nie my ouderdom hier weg nie, maar 19, ek dink 94 of 96 was ons die eerste groep wat geregistreerd was vir die spelterapie kursus by Tikkies. Toe het ons 'n M-graad in spelterapie begin wat onder maatskaplike werk val. En jy spesialiseer in spelterapie. En toe daarna het ek net die passie gehad van ek wil hierdie spesialiteitswerk doen en ek wil regtig my eie privaat praktyk begin. En toe het ek sommer dadelik aangegaan met nog 'n graad, toe doen ek my doktorsgraad, my doktorale graad en ek het hom al voltooi toe ek getroud was en alselfs net gekraam het toe maak ek hom klaar. En so in die praktyk het ek van die begin af vir myself gesê ek wil graag in 'n privaat praktyk gaan. Ek wil spesialiseer, ek wil graag ouers ekoop, ek wil graag met kindertjies werk. En ek het 'n passie vir dit gehad nog van kleins af. En in die tydperk wat ek nou al daar is in my eie privaat praktyk is omtrent amper 26 jaar. So dit is nou al 'n hele rukkie wat ek vir myself werk, ja. Dis vreeslik interessant. Nou, ek en dokter het ontmoet toe ek laas jaar vir klein Leenaatjie na dokter toe gevat het. Nou, ek het haar na dokter toe gevat net voor Carly se geboorte, net om seker te maak soos sy verstaan nou ons gesinnetjies se opset gaan bietjie verander ensovoorts. En wat vir my vreeslik interessant was en wat ek baie van die ervaring waardeer het, was dokter het nogals baie tyd gemaak om haar temperament te gaan analiseer
en dan vir my te kommunikeer sodat ek haar beter kan verstaan en weet hoe om met haar temperament te werk. Nou, dit het 'n groot verskil in ons lewens gemaak. So ek weet daar is nou natuurlik, ons kan vir ure net oor die 4 verskillende temperamente praat. Wat elke persoon het. Maar kan dokter dalk net vir ons kortliks bietjie beskryf wat behels die 4 persoonlikheidstemperamente? Graag, ja. Ek dink dit is baie belangrik dat ouers moet verstaan dat 'n temperament is 'n genetiese ding, jy word daarmee gebore. So temperament kan ons nie verander nie. Ek kry nogal baie keer by my ouers wat kom na die praktyk toe vir my sal sê, "Kirsten, asseblief verander my kind. Ek kan nie met so netjies 'n kind werk in my huis nie." Of ek kan nie met so die mekaar kind werk in my huis nie. Nou ek lag eintlik altyd in my mou want temperamente is maar geneties. 'n Kleintjie gaan dit regtig net kry vanaf mamma en pappa. Of maar van oupas en oumas, want hy kan 'n generasie skiep ook. So 'n kind hoef nie noodwendig soos mamma en pappa te wees nie. Persoonlikheid en karakter sê ek altyd vir my ouers, is dit wat ons gaan aanleer van dag 1 van geboorte. So baie mense praat eintlik verkeerd en sê die kind het 'n oulike persoonlikheid. Hulle het 'n oulike persoonlikheid, maar ek verduidelik dit altyd, jou temperament is jou gene en jou persoonlikheid en jou karakter vorm jou temperament. So ons het dit natuurlik nodig in die lewe. Want life happens, soos jy vroeër gesê het, en die lewe gebeur en jy het nodig laat daai karakter en persoonlikheid jou moet beskerm teen gevare van die lewe of teen trauma van die lewe. So terug te kom by temperamente, ek sê altyd vir my ouers, ek sit nie 'n kind in 'n boksie nie. Toe ons hierdie goed geleer het op universiteit, het hulle vir ons baie duidelik gesê, ons almal het 'n kombinasie van al 4 temperamente. Dis hoe die Here ons gemaak het. Ons is nie in 'n boksie ingesit nie. Maar dit is so, wanneer ons wel met kinders werk, of ons assesseer hulle temperamente, dan is dit so dat ons hulle in 2 temperamente plaas waarin hulle die meeste funksioneer. So temperamente het 'n kombinasie van al 4, maar jy gaan 'n sekondêre en 'n dominante temperamentstipe hê. En dit nogal gelukkig met genade en met ondervinding en 'n passie wat ek het ook rondom hoe om kinders te verstaan. Kan 'n mens baie vinnig optel by kleintjies, hoe is hulle temperament? Ouers behoort dit ook baie maklik van kleins af te sien. Maar omdat ons as ouers baie keer objektief vir ons kindertjies kyk, is dit moeilik nogal om regtig te gaan bepaal maar hoe is my kind of maak ek my kind dalk groot soos wat ek is? Want dit is ons verwysingsraamwerk, né? So in kortliks, ek weet jy wil nie lank hieroor uitbrei nie, maar in kortliks kan ek gou vir jou noem, ons het 4 temperamente. So ons het 2 ekstrovert temperamente en 2 introvert temperamente. So ek sê altyd vir my ouers as hulle na my toe kom, as jy nou gaan weet, jy gaan nou daar in die pad skree vir 'n kar wat voor jou inry en jy word verskriklik kwaad, dan gaan jy definitief 'n ekstrovert temperament hê. Want hulle wortel is kwaad word en aggressie. As jy gaan stres en vir almal sê moenie oogkontak maak nie, kyk links, moenie oogkontak maak met die kar langs jou nie, dan stres jy, dan jy in spanning, dan jy definitief 'n introvert. Nou, dis 'n maklike manier om dit vinnig te bepaal vir jou dominante temperament. En dan watter 2 kleure is dan jou ekstrovert? Kom ek verduidelik gou. Ek gebruik graag en ek gee graag erkenning vir Lenet weer vir haar platform. Ja, natuurlik. Ons het natuurlik altyd die temperamente geleer volgens ons mediese terme op universiteit, maar toe kom die lewe ook en die lewe maak dit ons makliker en ons kry sulke pragtige mense soos Hetty Brits, Lenet Beer, baie platforms wat in boontjies of in kleure sit. Ek gebruik ook graag die kleure in my praktyk. So dis maklik om te verduidelik. So bo die lyn is ons rooi en ons geel temperamente. So dis ons sterker wil, meer ekstrovertiese kinders. Onder die lyn is ons blou en ons groen kindertjies, ons meer introverte. Vinnig vir jou te opsom, rooi baie sterk wil. Hulle motto in die lewe is kom ons doen dit op my manier. So nou hou daarvan om hulle sin te kry. Hulle kan 'n verskriklike bagstryd hê in tantrums wat hulle kan gooi want hulle motto in die lewe is maar basies beheer. Pragtige kindertjies, baie sterk leiertjies, maar as ons hulle los en ons het nie vir hulle leiding en wysheid of terapie nie, raak hulle regtig 'n baie handvol kind en dit kan 'n moeilike kind wees met baie kwaai emosietjies. Dan kry jy jou geel kind wat weer totaal weer die sonneblommetjie kind is. Baie liefdevol, wil die lewe net geniet, wil net social, drama queen, wil net speel. Hulle motto in die lewe is regtig net om verhoudings te red en om by mense te wees en maatjies te wees. Baie populêr want hulle vang nogal die aandag in die oogie, maar hulle kan net soveel besig wees en jou ook moeg maak. So mense sukkel nogal 'n bietjie met hulle ook met lekker tantrums. En dan kry jy jou blou en jou groen. Jou blou kleintjie is ons
is ons kind wat gewoonlik baie angstig is. So hulle is redelik perfeksionisties. Hulle hou daarvan om 'n ding op die regte manier te doen. Hulle is nie baie groot op geselsie, hulle is 'n bietjie persoonlike ruimte, hulle is bietjie skaam en teruggetrokke, maar hulle sit baie druk op hulle self. So dit sien ek baie by die praktyk met die ouetjies wat na my toe kom wat blou is, baie druk op hulle self, spanning, baie kompeterend op hulle self, wil baie graag hoë doelwitte bereik in hulle lewe. Maar hulle het hulle spasie vir stilte en liefde om te gee en hulle kan natuurlik emosies wys, maar hulle vat so rukkie. So ek spot altyd en sê die blou kindertjies het baie mooi maniere. Tot op 'n punt dan ontplof hulle. Ja. En dan ons groen maatjies is ons dromertjies. Hulle is die mannetjies wat sê, weet jy, môre is nog 'n dag. Mamma, ek gaan 'n bietjie later in my kamer opruim. So hulle hou van uitstel. Baie sagte hertjie, kan baie gou huil en emosioneel raak. Op my vlak in my terapie in die praktyk sê ek eintlik het ek baie lief geraak vir jou groen kind of jou groen mens, want mens moet baie tyd aan hulle spandeer, baie geduld hê met hulle, want hulle kan wel opdraggies uitvoer in 'n huis, maar net nie nou nie. Hulle gaan dit bietjie later doen. En as mens as ouer daai wysheid gaan hê om daai kind te verstaan, dan gaan jy nie 'n groen kind sommer verskree nie. En dis my altyd interessant in die praktyk ook werk met kinders, as jy na die temperamente kyk wat ek al vir 25 jaar al doen, maar om te gaan bepaal hoe ouers ons kinders verkeerd hanteer. En dis wanneer ons trauma by kindertjies kry, is as gevolg van verkeerde hantering en temperament en nie noodwendig die situasie waarin die kind blootgestel is nie. So temperamente is eintlik 'n moed vir 'n ouer om te kan leer. Ja. Jo, want dit kom basies daarop neer, mens, sê nou maar jy het nou 2 of 3 kinders, jy kan nie al 3 van hulle seker, is ek reg as ek dit sê, jy kan nie hulle al 3 dan op dieselfde manier dissiplineer of sê nou maar saam met hulle leer of so nie, nê. Dit is Nee, mens kan nie eintlik, want kinders het verskillende temperamente. Ek sê altyd vir my ouers, jy gaan 'n sambreel hê van dissipline in jou huis, wat waarin ek glo. Almal moet kan tande borsel, almal moet kan kamer opruim, jy moet jou kleertjies gaan optel, maar jy gaan jou kinders moontlik verskillend dissiplineer en hanteer, want jy gaan hulle temperament in ag neem. So dit speel verseker 'n rol. Nou Dr. Kirsten, soos byvoorbeeld met Lena en Carly. Carly is nou nog baie klein, maar ek kom nou al klaar agter. Sy het heelwat 'n ander persoonlikheid of 'n ander temperament as Lena. Vind dokter dat ouers na dokter toe kom en sê, "Hoorie, maar hoe werk hierdie nou?" Soos die een kind is so en die ander een is aan die heeltemal 'n ander kant. Kry mens ooit in 'n huisgesin dat kinders dieselfde temperament het of hoe werk daai? Weet jy, in my opinie gewoonlik, ons sê altyd dis nie 'n given nie, maar oor die algemeen het ek dit nou al gesien deur al die jare se ondervinding, is kinders direk na mekaar gebore het nie sommer dieselfde temperament nie. Hulle kan moontlik 'n kombinasie dieselfde hê, maar nie dieselfde nie. Onthou vroeër het ek mos maar gesê ons is 'n kombinasie van al 4, maar jy het 2 wat uitstaan. So die eerste en die tweede kind sal gewoonlik verskil met 2 verskillende kwadrante. En dan sal jou tweede enetjie en jou vierde kind eendag dieselfde kombinasie weer hê. So jou eerste en jou derde ene. En ek sê altyd vir ouers, dis hoekom daar so stigma is aan dis my middelkind. My middelkind is die probleemkind, hy kom vir terapie, want kom ons sê dis 'n dromer. Nou dink mamma, net die eerste een is 'n ekstrovert en die derde een is 'n ekstrovertjie en hier kom hierdie dromerkind wat net niks opdragte uitvoer nie luister nie, klaar, wil nie skool toe gaan nie en dan dink hulle dis 'n middelkind-sindroom. En ek sê altyd vir ouers, daar is nie eintlik iets soos 'n middelkind-sindroom nie. Dis eintlik net 'n tweede kind wat net nie 'n vierde maatjie het om mee te vergelyk nie. Nie dat ons hulle moet vergelyk nie, maar ek kan regtig sê uit my ondervinding uit, het ek dit min keer dalk in die afgelope 5-26 jaar gevind, laat 'n kind 1 en 2 dieselfde temperament het. So dit verskil. Wat baie interessant is as ek mag sê, is ook ons tweelinge. Identiese tweelinge volgens my ondervinding, deel een kleur presies dieselfde. Maar hulle ander kombinasie sal anders wees. Waar ons nie identiese tweelinge het ons al agterkom hulle kan 2 totaal verskillende kombinasies kleure hê of temperamente hê. En dis vir my baie interessant. So ek sê altyd as ek eendag groot is, gaan ek nog boeke hieroor skryf. Asseblief doen. Want dit maak vir ouers die wêreld oop as hulle kan verstaan hoe werk temperamente en hoe om daai kind regtig te verstaan en uniek te laat voel, want natuurlik is elke temperament uniek. Daar's die een wat terugstaan van die ander ene nie, maar mens tipeer so goue kind vir alles daar 2 of 3 kindertjies is en hulle het verskillende temperamente. En dan wonder 'n ouer weet waarin het ons geval in ouerskap. En eintlik is dit 'n temperamentsverskil.
Ja. Dis baie interessant. Baie interessant. Nou dokter, ons het nou vinnig gepraat oor ouers se temperamente en kinders se temperamente. Ek gaan nou nie oor my gesin dalk in hierdie situasie praat nie, maar is dit so dat ouers en kinders baie keer dieselfde temperamente het en dan by die huis nogals baie keer kopskuur? Hoe verseker, jy kan ons nou dink. As ons nou gesê het jy het 2 rooietjies in die huis, gaan al 2 daai kindertjies dink hulle is reg. Okay. En ons spot eintlik en sê eintlik hulle is gewoonlik reg, maar ons gaan nie vir hulle te veel erkenning gee nie. Okay. En natuurlik as dit 2 perfeksionistiese kindertjies is, Of 'n ouer en 'n kind. Ja, hulle albei gaan 'n ding op die regte manier wil doen en onthou hulle het 'n analitiese brein. Ons praat nou 'n bietjie meer van ons rooi en ons blou kindertjies. Ons ekstrovert rooi en ons introvert blou. Hulle het 'n linkerbreinontwikkeling, soos baie analities. So die lewe gaan vir hulle oor swart en wit. Die lewe gaan oor ek is reg en ek wil dit reg doen. En as ons ouers het en 'n kind het by dieselfde temperament het, dan gaan hulle natuurlik bots. Ek sê altyd vir my ouers, ons moenie dink is net die kind wat moet aanpas nie en net die kind wat tegnieke moet aanleer by 'n terapeut of waar ook al nie. Die ouer het ook wysheid nodig. Soms moet 'n ouer net kan sê ek hoor jou. Ek hoor jou jy sê dit is jou blou hempie wat jy wil aantrek. Al dink mamma dit is jou pers hempie. Sê maar vir die kind op daai stadium, ek hoor jou, dis reg as dit 'n blou hempie is. En dis nie dat ons ingee nie, maar soms is dit nie nodig om in so 'n magstryd te gaan met 'n kind wat met jou die hele tyd gaan kopstamp nie. So mense het eintlik in ouerskap baie meer wysheid nodig as wat ons dink die kind moet aanpas. Sure. Okay. So ja, verseker, hulle kan bots as dit dieselfde temperamente is. Dink nou net hoe gaan 'n huis lyk as almal geel en groen is. As almal dieselfde was, dink ek 'n Huis boring gaan sou dit totaal gewees de mekaar het. wees. O nee, hulle gaan baie happy wees, maar die huis gaan totaal de mekaar wees. Niemand gaan huiswerk doen nie. Ja, nee, dit gaan net 'n lekker partytjie wees. Maar ek kan maar net sê, dit is wanneer ons ook trou, is dit nie 'n given nie, maar oor die algemeen troue mense opposites attract. Dis oor die algemeen hoe awesome die Here ons gemaak het. Dat jy gaan iemand trou wat jou iewers gaan oplig of jy gaan daai persoon oplig of bietjie afverbring. So dis min keer dat ons sommer dieselfde temperament trou. Dalk 'n kombinasie dieselfde, dan kan jy ook maar bietjie vassit, maar dis gesond. Maar dis min kere en dieselfde ook maar met die kinders. Dis nie sommer dat 2 kinders na mekaar presies dieselfde temperament sal hê nie. Ek het dit al gekry dat ouers wat na my toe kom sê het net 2 kinders, dan is albei byvoorbeeld totaal sonneblomkindertjies, baie liefdevol, baie besig, chip en hulle wil net praat, maar dan verskil hulle 2 se kombinasies. Okay. En dan kon mense die ouers daarop equip. So dit kan gebeur dat hulle 'n kleurkombinasie kan deel. Maar oor die algemeen sien ons maar 2 verskillende kleure of temperamente. Dis baie interessant. Ja. Ek dink ons kan nou nog vir ure hieroor gesels, maar ek wil net ouers aanraai soos as julle kinders beter wil verstaan en hulle temperamente, gaan sien asseblief vir Dr. Kirsten of enige spelterapeut. Dit het in ons gesin se lewe 'n regtig 'n groot verskil gemaak, net deur die feit dat ons mekaar se temperamente beter verstaan en hoe om met mekaar te werk gaan. So ja, ek is byvoorbeeld baie blou en my Lenaatjie is nie. So net dit het my baie gehelp om te verstaan so sy is nie en ek kan nie my op haar afding, my gewoontes op haar afding nie. So ja, dit is dit vir ons eerste deel van spelterapie. Ons gaan verder met Dr. Kirsten praat, soos julle kan sien dat ek nog baie vrae vir haar. So ja, tot die volgende keer. Baie dankie Dr. Kirsten. Groot plesier.